So my vraag vanmôre aan jou is, hoe groot is jou God? Sien, dis jou konsep of jou begrip van God wat jou geloof bepaal. So hoe groot is jou God vanmôre? Of jou gebede verhoor gaan word, hang grootliks af van jou geloof. Jou konsep van God kan jou gebede beperk. As jy God sien as magtig, maar tog nie almagtig nie, kan dit jou geloof en jou gebede beperk. Met ander woorde, vir ons is dit, hy kan party dinge vir ons doen volgens sy woord, maar party nie. Jy sien, of hy is al magtig, maar is hy nie miskien onwillig nie. Daar is 'n beweging onder die kerk, wat hulle noem cessationists. Dis mense wat glo dat die wonderwerke en die gawes van die Heilige Gees het met die apostels geëindig. Nee, my God is dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. En alle dinge is by hom moontlik. Hy is nog net so magtig soos wat hy nog altyd was. Hy is nog net so almagtig soos wat hy nog altyd was. En hy is nie onwillig om vir jou te doen nie. Want jy sien, as ek dink dat God is magtig, maar hy is onwillig, dan maak ek God 'n wispelturige wese, gelykstaande aan 'n mens, iemand wie die mens nooit volle vertroue en geloof in kan hê nie. So 'n beperkte begrip van God is heeltemal onskriftuurlik en verkeerd. So kom ons kyk bietjie wat sê die woord vir ons vanmôre. Hoe groot is ons God? En eintlik moet ek die hele Bybel van Genesis tot in Openbaring reg deurlees om vir jou alles te gee van hoe groot is ons God. So omdat tyd ons bietjie kan ek net so dit raak aan. Hoe groot is ons God vanmôre? En ek wil graag vanmôre jou geloof bou om vir jou te sê, God is almagtig en gewillig. Psalm 19 vers 2 sê, die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werke van sy hand. Die hemele vertel en die uitspansel verkondig. Ons is hier voorreg om hier in die Karoo te bly. Man, as 'n donker maan is, val daar so by Ludwig se plaas. Julle is te naby in die dorp. As hy daar gaan staan daar buitekant, dan vertel die hemele van hoe groot God is. Dit verkondig sy heerlikheid. Psalm 113 vers 4 tot 6, die Here is hoog bo al die nasies, bo die hemele is sy heerlikheid. Wie is soos die Here, ons God? Ek wil vir julle sê, niemand is soos hy nie. Wat hoog woon, wat laag neersien in die hemel en op die aarde. Hy woon hoog, maar hy sien elke ding wat in jou lewe aangaan. In Jeremia 32:17 sê hy, ag Here, kyk, U het die hemel en die aarde gemaak deur die groote krag en deur U uitgestrekte arm. Geen ding is vir U te wonderbaar nie. Ek hou daarvan hoe hy dit in die Engels sê in Jeremia 32 vers 17 waar hy sê, hy spel dit letterlik so, amper asof jy wil sê, wow. Sê, Lord God, en hy het 'n uitroepteken daar. Hy sê, wow, Here, hoe groot is hy? Dan sê hy, gebruik hy woordjie, daai mooi Engelse woordjie vir kyk, hy sê, behold. So nou en dan like ek het om my vrou te behold. Kyk haar so diep in die oë. Wat moet ons doen? Behold, ons moet staar, ons moet kyk. Thou hast made the heaven and the earth by what? His great power and stretched out arm, and there is nothing, say nothing. Say nothing as if jy dit glo. Nothing too hard for thee. Is daar enige iets wat jou God nie kan doen nie? Noem dit nou. Al as een ding. Hy kan nie lieg nie.
Soos hy sê, nothing is too hard for him. Nothing is too hard for him. Selfe hoofstuk vers 27 sê hy, behold, hy sê weer vir ons, kyk, I am the Lord, the God of all flesh, sê vanmôre vlees, so is your God, God of all flesh, is there anything too hard for me? 2 Kronieke 6 vers 18, lees ons, hy sê, maar sou God werklik by die mens op aarde woon, dis toe Salomo die tempel ingewy het, sê Salomo hierdie woorde, hy sê, maar sou God werklik by die mens op aarde woon? Weet wat die Here het gesê, hy wil tussen ons woon, he wants to come and tabernacle with us. En tog vra Salomo, sê, sal die Here op die aarde by ons woon? Die hemel, ja, die hoogste hemel, kan u nie bevat nie. Ons kan nie 'n plek groot genoeg maak om ons God te bevat nie. That's why it's out of time and out of space. Kan nie bevat nie, hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het. Sien, Salomo moet een ding verstaan, ons God is so groot. Maar ten spyte van die feit dat hy so groot is, was hy so groot en groot genoeg, dat sy heerlikheid die tempel gevul het. En nou is ek en jy, is nou die tempel van God, en ons is heerlikheidsdraers van die heerlikheid van God, ons is die gees van die Here woon binne in ons, dis hoe magtig ons God is, die hemele kan hom nie eers huisves nie, but yet he can come and stay in me. En net ons hierdie klein gebouetjie gebou, wat hom nie kan bevat nie, maar sy gemanifesteerde teenwoordigheid kom so dikwels in hierdie plek in, wanneer ons hom soek. Romeine 1 vers 20 sê, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word. So hy sê, die onsigbare dinge, dit wat ek en jy nie met ons vleeslike oë kan sien nie, wat sê hy daarvan, kan deur die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Elke ateïs, wanneer hy in die aand op sy bed gaan lê en sy kop neerlê, dan weet hy daar's 'n God. He knows that this is intelligent design. He can see it. Hoekom wil 'n ateïs nie tot bekering kom nie? Kan jy sê hoekom? Because then he can't be God of his own life anymore. Then he has to surrender to the King of Kings, to the God, the great creator of everything. So niemand sal onverskuldigend staan nie. Het jy nooit van die Here gehoor nie? Kan jy hom sien in die skepping om jou en weet dat daar's 'n God wat hierdie gemaak het. Eerstens is daar ontsaglike grootte en grootheid van die skepping. Onthou dat God alles geskaap het deur die woord van sy mond. Ek vra weer vir jou vanmôre, hoe groot is jou God? Wat is jou persepsie van God se grootheid? Jy sien, tot heel onlangs toe kon hulle die afstande in die ruimte nie meet nie, dit het die wetenskaplikes heeltemal dronk geslaan, dit is onmeetlik. Hulle kon dit nie meet in miljoene kilometers nie, en hulle kon dit nie meet in biljoene kilometers nie. Nee, net om jou die verskil tussen 1 miljoen en 1 biljoen te laat verstaan, as ek nou vir jou R1 miljoen gee, en ek gaan nie, maar as ek vir jou R1 miljoen gou gegee het, en jy spandeer R100.000 daarvan 'n dag, sal dit jou 10 dae vat om dit uit te gee. As ek jou R1 biljoen sou gegee het, en jy spandeer R100.000 'n dag, sal dit jou nie 10 jaar vat nie, sal dit jou nie 20 jaar vat nie, sal dit jou 27 jaar vat om dit te spandeer. Net so kort van 27 jaar.
So as ek sê iets is 1 biljoen kilometer weg, dis 'n baie lang afstand. Maar hulle kon dit selfs nie gebruik om dit te meet van wat ons om ons kon gewaar nie, en weet ons dat hulle moes begin om ligjare te gebruik. Hoe ver lig travel in 'n jaar. En jy weet hoe vinnig is lig. Sit die switch aan en is daar. Lig is vinnig. So hulle moes ligjare begin gebruik het om dit te doen. Die afstand tussen die aarde en die son is ver, nee. Ag, is net 150 miljoen kilometer. Maar hulle moes ligjare uitdink om die ander goeders te meet. As jy die son in ligjare sit, dan is dit 8.3 ligminute. Dis hoe vinnig lig trek. En dan meet hulle die sterre in ligjare, want dit is so groot en so wyd, en dis net dit wat ons kan van weet. Daar is nog soveel wat nog nie ontdek is nie. Is enige iets te moeilik vir God? Maar as jy wil weet hoe groot God is, vra jouself die vraag, hoe groot is God vir my persoonlik? Hoe groot is hy vir jou? Is hy 'n God wat ingeperk kan word deur die kerk? Baie keer as die Heilige Gees wil beweeg, nee, hy moet net nie beweeg nie. God sal beweeg soos hy wil. Maar die kerk sal reëls maak om hom te beperk. Ons sal reëls maak soos, nee, wonderwerke gebeur nie meer nie. Dit het saam met die apostels opgehou. Kom ons maak 'n paar reëls en ons beperk God in die kerk. Of is hy dalk 'n God van wie jy nie te veel kan vra nie, want dalk kan hy dit nie bekostig om een van jou behoeftes te voorsien nie. Hoe groot is jou God vanmôre? As jy 'n beperkte konsep van God het, sal jou gebede altyd beperk wees. En dis waarvoor jy God kan vertrou, sal altyd beperk wees. Waarvoor kan ek God vertrou? So beperk, want ek beperk hom. So hoe gewillig is God om ons gebede te beantwoord? Hy het wel die vermoë daartoe, maar hoe gewillig is hy? Dis nou werklik tyd dat ons in 'n nuwe dimensie in beweeg, waar ons God kan vertrou vir die onmoontlike. Markus 9:23 en Jesus sê vir hom, wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Sommige dinge, of wat staan daar? Alle dinge is moontlik vir hom wat glo. Dit is 'n baie mooi lied wat sê, only believe, all things are possible, only believe. Wat het jy by die Here nodig? Only believe, all things are possible. Sien, God word vereer as ons tot hom bid en hom vertrou. Dis wat geloof is, ek vertrou die Here. Vir wat geen mens vir ons kan doen nie. Kan jy die Here vanoggend vertrou vir iets wat 'n mens nie vir jou kan doen nie? Iets wat 'n wonderwerk benodig, vereer God. Ons vind twee woorde wat God keer op keer gebruik om geloof en vertroue in sy grootheid en sy almag binne in ons te kweek. Hierdie woorde is, in Engels sê anything, enigiets, alles, enigiets of alles sê die Bybel. Of die ander een is whatever. In die Afrikaans sê hulle wat ook al. So baie keer sê die Bybel vir ons enigiets, of hy sê alles, of hy sê wat ook al. Johannes 14:13 sê, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. Wat julle ook vra.
Johannes 14:14, as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Johannes 15:7, as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Soveel keer wil ons nie, kan die Here dit vra nie. Hy sê net wat julle wil hê. Romeine 10:17, die geloof is dus uit die, alright, wacht, kom ons probeer weer, die geloof is dus uit die gehoor, ek het julle 'n tip gegee, ek sien, uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. So ek moet die woord van die Here binne in my kry. Hoe meer ek het hoor, hoe meer ek die woord binne in my kry, hoe meer geloof sal ek hê. Hoe meer sal ek my God vertrou dat hy 'n waarmaker van sy woord is. Johannes 15:16 sê, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle kan gee. Die vanmôre geloof vir dit wat jy nodig het by die Here. Johannes 16:23, voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle die Vader in my naam vra, sal hy julle gee. Ons beperk hierdie groot, geweldige, magtige God. Ek beperk hom, jy beperk hom. Hoe groot is jou God vanmôre? Hy wat kan skep, ver bo wat ons ooit kan begryp. God vra sekerlik vanmôre, waarvoor kan jy in my glo? Waarvoor kan jy alles glo vanmôre? Kan ek jou vir jou voorsien? Oor en oor sê hy dit in die skrif, en ons bly maar steeds twyfelend wanneer ons die Here iets vra. 1 Kronieke 4 vers 9 lees ons die welbekende gedeelte oor Jabes. Dit is net 2 versies gededicate aan Jabes in die woord, maar hy is soveel opgesluit. Hy sê, en Jabes was meer gereed as sy broers. Sy het vanmôre gereed om te ontvang by die Here. Dit was 'n goeie plek om te sê amen. Okay. Sy moeder het hom Jabes genoem en gesê, ek het met swart gebaar. En Jabes het die God van Israel aangeroep en gesê. So die eerste ding is, Here nooi jou vanmôre uit om te sê, Here, ek roep U aan. Ek roep U aan, Here. Ek roep U aan. Wat het hy vir die Here gesê? As U my ryklik seën en my grondgebied vermeerder en die hand met my sal wees en die onheil vir my afweer, sodat my geen smart my tref nie. En hier is 'n baie belangrike deel van daardie vers, wat sê, en God het laat kom wat hy begeer het. God het hom gegee wat hy begeer het. Kan God vir jou gee wat jy begeer? Amen. Sien, nêrens anders lees ons van Jabes nie, maar ek glo, hy word slegs in die Bybel opgeneem, om vir ons weer eens te wys, dat God gereed staan, om sy kinders te seën op hulle versoeke. Hy het 5 dinge gevra. Seën my Here. Is dit om skriftuurlik om die Here te vra om jou te seën? Nee. Dit is nie onskriftuurlik om die Here te vra om jou te seën nie. Is dit onskriftuurlik vir my om die Here te vra of vir my om die Here te vra om jou te seën? Dis hoekom ek altyd sê, be blessed. Skille groet. Blessings. Weet jy wat? As ek vir jou sê, blessings, sê ek vat dit. Maak dit joune. Maak dit joune. As iemand aan die winkel vir jou sê, seën vir julle, sê, yes, thank you. Dankie. Dankie Here dat U my seën. Het gesê, vergroot my grondgebied. Dink vir Jabes was dit werklik in daardie tyd grondgebied in. Maar goed, dit hoef nie net na grond te verwys nie. Vir my is grondgebied ons bediening.
hier in Philipstown, Richmond, en waar ook al hier om ons, sê ek, Here, vergroot ons grondgebied. Laat ons 'n impak in meer mense se lewens sal maak. Vergroot ons grondgebied, Here. Wat is jou grondgebied vanmôre? Wat is dit wat jy by die Here begeer, wat hy vir jou moet vergroot vanmôre? Miskien is dit jou besigheid. Miskien is dit jou bediening, miskien is dit jou gesin, miskien is dit wat dit is. Here, wil nie my grondgebied vermeerder nie. Dan sê hy, u hand met my wees. Toe ek daai gedeelte lees, toe sê ek, Here, as u hand met my is, dan gaan niks onmoontlik wees nie. As God vanmôre sy vinger op jou druk. Kom Psalm 1 vers 3 by my op die tweede gedeelte wat sê, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Sê, as God se hand op jou is, alles wat jy doen, voer jy voorspoedig uit. En ek sê, Here, laat die hand op my wees. Is dit jou begeerte vanmôre? Sê, Here, laat die hand op my wees. Dan sê weer die onheil van my af. Laat geen smart my tref nie. Ek bid altyd dat die Here ons sal beskerm wanneer ons ergens in ry. Want die vyand het gekom om te steel, te slag en te verwoes, soos ons weet. Daarom is dit belangrik om die Here te vertrou vir sy beskerming. En wat het die Here daar gesê, die laaste versie, die laaste gedeelte van ons, en God het laat kom wat hy begeer het. Jy sien, God is nie onwillig nie. Romeine 2 vers 11 sê vir ons, want daar is geen aanneming van die persoon by God nie. So jy kan nie sê, dit was net vir Jabes nie. Dit was net vir Petrus nie, dit was net vir Paulus nie. Want hy is nie aannemer van die persoon nie. As ek sê, dit is net vir die ander, as God 'n aannemer van die persoon, as die woord nie waar nie. Daarom is dit vir elkeen van ons. So ek vra weer vir jou vanmôre, hoe groot is jou God? Kan jy vanmôre net so 'n bietjie jou mind opmaak, hoe groot is jou God? Of het jy hom nog altyd net beperk? Ons kyk na Jabes en ons sien dat al sy gebede het te doen gehad met sy eie welstand. Hy het vir homself gevra by die Here. En God het dit nog steeds vir hom gegee. So dit is okay as jy die Here vra om jou te seën en jou voorspoedig te maak. Om jou besigheid voorspoedig te maak. Dit is okay. Jy mag dit vra. Hy, Jabes, het die vrymoedigheid gehad om na God toe te gaan en vir die beste te vra. Maar ons is nee, ek weet, wurmpie, Paul, kan nie na die Here toe gaan. Nee. Die voorhangsel het geskeur, ons kan in sy teenwoordigheid ingaan. We can ask him for the best. So hoe groot is jou God? Is jou God vanmôre so groot soos wat Jabes se God was? Toe Joshua in 'n oorlog was met die Amorite, toe die Here haalstene gestuur, want hulle was outnumbered. Maar sien, as die Here aan jou kant is jy lankal nie meer outnumbered nie. Ek en die Here is 'n meerderheid. En die Here het haalstene gestuur om hulle uit te haal. En toe Joshua die oorlog wou klaarmaak, toe vra hy God vir die onmoontlike. Wat vra hy die Here? Laat die son moet stil staan. Nou ek weet nie hoe die Here dit gedoen het nie. Ek picture die aarde se spin gestop. Het die briek getrek. Daar stop die aarde. Ek weet nie, maybe is dit hoe die Here dit gedoen het. Want die son en die maan het stil gestaan. Vir hoe lank? Nie vir 5 minute nie. Die woord sê vir byna 'n dag lank het die son stil gestaan. Niemand anders kan die son laat stil staan behalwe God nie.
En vir 'n gewone mens het die Here dit gedoen. Josua het hom gevra, Here, laat die son stil staan. En as jy op hierdie oomblik in jou hart dink, it's impossible, dan beperk jy God se krag. Dan wil ek jou vra, hoe groot is jou God? Ons lees ook van Hesekaja. Woord het na die koning Hesekaja toe gegaan en maar lees hulle like hierheen, want hy het die tonnel gemaak waardeur hulle gedoop het daar in Israel. Hy vra vir Hesekaja, hy sê, of die woord gaan na Hesekaja toe en hy Jesaja gee vir my woord. Skryf kan onthou. Ja, Jesaja, Jeremia, een van die twee. Gaan na hom toe en sê vir hom, hy moet klaarmaak, hy gaan sterf. En wat doen Hesekaja? Hy draai sy aangesig na die muur toe en hy roep die Here aan. En voor Jeremia by die poorte uit is, of Jesaja, een van die twee, wat gebeur? Sê die Here vir hom, gaan terug en sê vir Hesekaja, ek het sy trane gesien en ek het sy gebed gehoor en ek voeg 15 jaar by sy lewe. So eerste wonderwerk, Here het sy lewe verleng. Tweede wonderwerk, die Here sê vir Hesekaja, kies jy 'n teken. Maar hy gee hom 'n bietjie leiding, hoe moet hy kies? Seker omdat hy ietsie dom sou gekies het. Hy sê vir hom, moet ek die son 10 grade laat vorentoe gaan, of 10 grade terug laat gaan? En Hesekaja, ek sou dit ook gedoen het. Hy sê, nee, vorentoe is te maklik. Dit moet teruggaan. En wat doen God? Hy vat die son se posisie, ek weet nie of die son geskuif het, of die aarde dalk agteruit gedraai het, nee. Maar die son skuif 10 grade terug. Imagine, jy staan nie, en skielik gaan die son terug op sy baan waar hy vandaan gekom het. Teken vir die hele wêreld om te sien hoe groot is God. Is jou God vanmôre so groot? Soos Josua se God. Is jou God vanmôre so groot soos Hesekaja se God? Ons moet hier in die eindtye waarin ons nou leef, dat ons die Here kan vertrou vir voorsiening, genesing en beskerming. Toe die Israeliete in die woestyn was, daar was so 3 miljoen van hulle. Nou ek was in daai woestyn gewees, daar by die berg Sinai. Ek wil vir julle sê, die Karoo is tropies, as jy hom wil vergelyk met daai plek. Niks groei so hoog. Sê jou, net so hoog, niks. Dis so dorre, bruin, klipperige, sanderige, niks. Ek is bly ek was nie Israeliet daai tyd nie, want ek sou ook gemurmureer het as ek daar moes gewees het. En hulle bevind hulle self in hierdie niks. Definitief is daar nie genoeg om te eet nie. En die Here voorsien vir 3 miljoen van hulle vir 40 jaar lank elke oggend brood, manna. En hulle moes elkeen 2 liter optel. Ek dink die Bybel praat van 'n gomer, maar dit is omtrent so 2 liter. Moes elke persoon hê vir die dag. Ons sal nie eers van die ander wonderwerke praat, soos wanneer as dit te veel opgetel het, wat daarmee gebeur het, as dit te min opgetel het, ensovoorts, maar elkeen het 2 liter 'n dag gekry. Elke aand was daar kwartels om op te tel en te eet. Die Here het letterlik tonne en tonne kos voorsien, sonder treintrokke en lorries.
Hoe groot is jou God vanmôre? Is hy so groot soos Moses se God? Ek wil net hê jy moet picture hoe groot was hy wonderwerk, en nog baie ander wonderwerke die Here gedoen het. Elia, hy het 'n wonderwerk nodig gehad. Wat doen die Here? Hy stuur kraaie. Kraaie. Die Here werk op besonderse maniere. Ek weet nie of het roadkill was nie, maar daar was die karre nie, so ek twyfel. Maar hy stuur vir hom kraaie, met vleis en brood, om te eet. God voorsien vir hom op 'n wonderbaarlike wyse. Hoe groot is jou God vanmôre? Is hy so groot soos Elia se God? Een van God se verbondsname is Jehovah Jireh, wat letterlik beteken dat God wat gesien en voorsien het. Dit kom van toe Abraham Isak moes geoffer het. Kan jy imagine daai geloof? En hy sê vir hom, die Here sal voorsien. En die Here se naam is Jehovah Jireh, die een wat die behoefte gesien het en hy die offer voorsien. Ek het die getuienis gehoor jare terug van ou wat hier in die 80s, 90s het hy met 'n kruisie deur die land geloop. En hy was daar in die warm wêreld, daar in die Limpopo provinsie, daar teen die pad loop hy met sy kruis. En hy dink net by homself. Hy bid nie eers nie. Hy dink net by homself. Hy sê, Here. Of nee, hy het nie eers gesê Here, hy het net gedink. Hy het net gedink. 'n Koue Fanta Orange sal nou lekker wees. En hy stap aan. Hy het dit skaars gedink. Toe stop daar 'n kar langs hom. Ek raak sommer altyd emosioneel as ek in die storie dink. Want dit beskryf net vir my hoe groot God is. En hoeveel hy in jou belangstel. En die vrou sê vir hom, ek soek al die hele dag na jou. En sy klim met haar kar uit, loop na die boot toe, maak die boot oop, maak die koelerbox oop. Wat was daar? 'n ijskoue Fanta Orange. Die Here wat die behoefte gesien het en voorsien het. Om te dink dat hy het nog nie eers die gedagte gehad dat 'n Fanta Orange lekker sal wees nie. Die Here al klaar die voorbereiding daarvan getref en daai vrou se hart gaan koop 'n Fanta Orange, sit hom in 'n koelerbox en soek hierdie ou. So my vraag is, hoe groot is jou God? Is hy Jehovah Jireh in jou lewe? Is hy so groot soos wat Abraham se God was? Jeremia 32:27 sê, kyk, ek is die Here jou God van alle vlees, sou enige ding vir my te wonderbaar wees. Enige iets, wat ook al. Efesiërs 3:20, en aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons kan bid of dink volgens die krag wat in ons werk. Ver, nie bietjie nie, ver bo wat jy kan dink of vra. Is wat God bemagte is om te doen. Matteus 6:8, want julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra. Hy het geweet hy het 'n Fanta Orange nodig voor hy hom gevra het. Hy het nie eers gevra nie. Maar hoe moet ons vra? Jy sien, daar was wonderwerke van beskerming. Petrus is in die tronk en 'n engel haal hom uit die tronk uit. Paulus is in die tronk en die Here stuur 'n aardbewing en alles val los en die deure swaai oop. En die tronkbewaarder kom tot bekering. Groot is jou God vanmôre so groot soos Petrus en Paulus se God. Die Israeliete moes deur die Rooi See trek. Farao se manne is agter hulle aan. Nou is hulle in 'n trap. En die Here maak die Rooi See oop, hy stuur 'n oostewind. En daai wind waai daai see oop. En hy het hom net so 'n gangetjie oopgewaai. Nie as 3 miljoen wat moet deurtrek. Dit was groot oop gewees. Daai wind was so sterk gewees tot die grond was droog. My God kan die Rooi See oopmaak.
Groot is jou God vanmôre. Sy groot vanmôre. In Jesaja 43 vers 2 sê hy, as jy deur water gaan, is ek by jou en deur riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie, en as jy deur vuur gaan, sal jy dit jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Is jou God so groot as Jesaja se God vanmôre? God se mag is groot en onpylbaar, totaal onbeperk. Hy sê, hy sal vir ons voorsien volgens sy rykdom in heerlikheid in Christus Jesus. Gelukkig is dit nie my rykdom nie, want dan sou daar nie veel gewees het nie. Maar hy sê volgens sy rykdom. Cattle on 1,000 hills belong to my God. Glo jy werklik, ken jy hierdie groot God en vertrou jy hom met jou hele hart, of beperk jy hom steeds in dit wat jy wat hy vir jou wil doen? Gebrek aan geloof of tradisie wat jou vashou vanmôre. Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is wat? Alle dinge moontlik. God sal jou geloof in hom en sy vermoë, nie die mense vermoë nie, eer. Verwag jy vandag en elke dag 'n wonderwerk? You see, God didn't just call us for great things. He's called us for the impossible things. Joh, julle goeie plek gemis om te sê, lekker weer sê. God didn't call us just for great things. He's called us for what? The impossible things. Is dit bietjie tyd dat ons die Here gaan vertrou vir die onmoontlike dinge? There's no glory for God doing what is humanly possible. Faith begins where man's power ends. Sien, as die mens dit nie meer vir jou kan doen nie, as daai dokter gesê het, dit is onmoontlik, dan sê jy by God is alle dinge moontlik. Sien, as hulle mens jou nie meer kan help nie, dan sê die Here, wanneer ek aan die einde van myself gekom het, dan sê die Here, well, now it's my turn. Wanneer jy die onmoontlike in die gesig staar, kan jy vertrou op die God van die onmoontlike. As God jou in jou planne is, dan moet jou planne begin vergroot. Matteus 19:26, maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Kom ons praat weer 'n bietjie oor die onmoontlike. Ons sê so maklik, dit lyk onmoontlik. Dis onmoontlik. Hoeveel keer het dit al oor my lippe gekom? Of ek sê, oh Lord, what am I going to do? Weet dit al gebid? Kom aan, dis om toe een eerlike knip hier so, die res van julle is te heilig. Okay, oh Lord, what am I going to do? You are giants in the faith, sien ek. Want eintlik moet ek sê, ag Here, wat gaan U doen? Want ek het 'n verwagting dat die Here iets gaan doen, wat ek nie kan doen nie. So ek bid nie meer, oh Lord, what am I going to do? Ek sê, Here, wat gaan U doen? What are you going to do, Lord? Nie, ag Here, wat gaan ek doen nie? Nee, Here, hoe gaan U dit doen? I'm excited to see how God is going to solve this one. Want hy weet presies wat om te doen for His glory and for our benefit. Sien, as 2 stories, nie meer wil ek afsluit. Jesus is in Nazareth, en die Bybel sê vir ons, hy kon nie veel wonderwerke daar doen nie. Hoekom nie? As gevolg van hulle ongeloof. En toe wat sê die Here? En hy het na die naburige dorpe toe gegaan, en daar het hy al sy wonderwerke gaan doen. Dan lees ons 'n tweede storie. Die Romeinse hoofman kom by die Here en sê, my diensknegt lê verlam, hy's in pyn. En die Here sê vir hom, gaan jy nie na die naburige dorpe toe nie, en daar het hy al sy wonderwerke gaan doen. Dan lees ons 'n tweede storie. Die Romeinse hoofman kom by die Here en sê, my diensknegt lê verlam, hy's in pyn. Die Here sê vir hom, gaan jy nie na die naburige dorpe toe nie, en daar het hy al sy wonderwerke gaan doen.
En die Here sê, ek kom, om hom te kom genees. En hy sê vir die Here, nee, ek is nie waardig dat u onder my dak inkom nie. Spreek u net 'n woord, en hy sal genees wees. En hy verduidelik toe van, hy sê vir mense, gaan hulle kom en so, because he understood authority. So he understood God's authority. En wat sê die Here? In die hele Israel het ek nog nie sulke geloof gesien nie. So my vraag vanmôre vir ons is, watter storie is ons? Is hierdie gemeente Nasaret en die Here sê, ek het in my lewe nog nooit sulke ongeloof gesien nie, ek gaan maar die ander dorpe gaan doen wat ek doen. Gaan my gees daar uitstort. Ek gaan die mense daar genees. Of gaan ons wees soos die Romeinse hoofman, laat die Here sê, in die hele Karoo het ek nog nie sulke geloof gesien nie. Groot is jou God vanmôre. Jy sien, ons moet God se ability en vermoë nie teen ons eie vermoë meet nie. Jy hoef nie te verstaan hoe nie. Jy moet net glo. As jy vanmôre glo, is alle dinge moontlik. Ek het gesê, gaan daarmee afsluit, maar ek gaan nie. Ons praat net gehoor genesing. En dis 'n behoefte. Judy se skoonseun het genesing nodig vanmôre. Ons gaan die Here vertrou vir Mike vanmôre. Sal nou vir julle die details gee. Miskien sit jy vanmôre hier en jy het genesing nodig. Ek wil hierdie revelation wat ek jou nou gaan gee, wil ek hê jy moet dit in jou hart kry. Ons lees in Jesaja 53 vers 4 en 5, lees ons die profetiese voorskoue van die kruisiging wat sou plaasgevind het, en hy sê, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte die hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag is, deur God geslaan en verdruk, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Sien, die sonde wat ek en jy nie kon betaal het nie, het hy op die kruis vir ons betaal. Vir ons oortredinge is hy deurboor, sodat ek en jy vandag tot wedergeboorte kan kom. Hy sê, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Wat twee goed gebeur by die kruisiging. Baie dinge, maar twee wat ek nou wil uitlig wat hier uitstaan. Die eerste ene is, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom, en deur sy wonde het daar vir ons salvation gekom. Dan waar ons kan gered word vandag, want Jesus het die prys betaal. Wat vat dit om tot wedergeboorte te kom? Want die Here sê, sonder wedergeboorte sal niemand die koninkryk van God sien nie. Jy moet tot wedergeboorte kom. Wat vat vir wedergeboorte? Geloof. Ek moet my vertroue in God sit en sê, Here, ek weet dat U het gesterf en U het opgestaan, en ek glo in U opstanding. Ek sit my vertroue in U, en ek sit my vertroue in U dat U 'n waarmaker van die woord is, dat die dag as ek hier uitwoon, ek by U sal inwoon, en dan kom doen die Here 'n wonderwerk in jou lewe, en jy word gewederbaar, jy word wedergebore. Dis 'n wonderwerk. Want net so min soos wat jy in jouself geboorte kon gegee het, net so min kan jy jouself wederbaar. Net God kan wedergeboorte in jou lewe doen. Het enige een van julle 'n probleem om te glo dat jy vandag 'n wedergebore kind van die Here is? Nee, ons het daai geloof. Ons glo dat Jesus dit doen in ons lewe. Ons is vanmôre wedergebore kinders van die Here. Maar die tweede ding wat daar gebeur het, sê hy so mooi in die Engels. Hy sê, with His stripes
We are healed. Die prys vir jou genesing is in dieselfde tyd as die prys vir jou siel betaal. Selfde tyd. Die probleem is, ons vat nie dit wat die Here vir ons gedoen het en maak dit ons eie en sê, Here, U het reeds betaal vir my genesing en daarom in geloof vat ek my genesing, dankie dat U my genees nie. Jy hoef nie met 'n siekte rond te loop nie, want die Here het reeds die prys daarvoor betaal. Hy sê, with his stripes you are healed. Wat het gebeur? Hulle het Jesus gegeesel. Hoeveel houe het hy gekry? 39. Het julle geweet dat daardie whip wat hulle gebruik het, het 'n minimum van 6 rieme gehad. En elke riem, weet ons, het klippies en been en skerp goedjies en yster en sulke goed ingehaal that was designed, toe wanneer daai ding so om jou lyf vou en hulle ruk hom weer uit, om daar die vlees van jou af te ruk. Miskien was dit 10 riempies of 12 riempies, maar kom ons werk op 6. Wat is 39 maal 6? 234. Stripes. En die manier hoe hulle het gedoen het, is hulle sou een ou voor of een ou agter gehad het, en om die beerd, as hulle het nie so gedoen het, hulle hom omgedraai, maar hulle het hom voor en agter gegeesel. En is gedesign, dat elke hou op 'n ander deel van jou liggaam moes wees. Daar was nie 'n heel stukkie plek, vel, op jou liggaam oorgewees. Die meeste mense het gesterf net by die geeseling. And that price that Christ has paid was for your healing. So if I don't take my healing, if I don't have faith for my healing, Christ had paid that price for no reason. Te goeie plek gemis om aan te sê. Ek wil hier met insink vanmôre. Die prys is betaal. Die fout lê nie by die Here nie. Het lê by my en jou nie te weet wat die Here vir jou gedoen het nie. And to take it in faith to say, Lord, thank you that you've already paid the price. This healing is mine. It's myne. Die Here is 'n waarmaker van sy woord, en daarom sê hy in Markus 16 vers 17, net voor hy op is hemel, toe sê hy, en vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg, in my naam sal hulle duiwels uitdryf, nuwe tale sal hulle spreek, slange sal opneem, as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie, op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Op siekes sal hulle, ek het besluit, ek gaan die Here op sy woord vat. Die Here het gesê, op siekes sal ons die hande lê en hulle sal gesond word. Your word is either true or it's not, and I know it's true. Jakobus skryf, hy sê, as daar iemand siek is onder julle, laat hy die ouderlinge roep, en nadat hulle met olie gesalf het, die hande op hom lê, en hy sal gesond word. When are we going to start taking God on his word? Vader, dankie dat ons vanmôre net weer opnuut kan verstaan, Here, met ons beperkte vermoë, hoe groot U vanmôre is, Here. En Vader, dankie dat ons van hierdie dag af weer U sal begin vertrou vir die onmoontlike, Here. Because you have called us to trust you for the impossible. En Vader, ek dankie dat die Heilige Gees na prediking van hierdie woord sal wees, en Vader, ek dankie vir elkeen in hierdie plek, dat Julle sal seën, dat hierdie week sal dra, hulle sal beskerm, Here, en dat goedheid en guns hulle sal volg, elke oomblik van hulle lewe. Ons loof U daarvoor en ons eer U in Jesus naam. Amen. Prys hom. God is goed, amen.